Goeiemôre gemeente. Moet sê ek mis julle. Ek mis die saamkuier in die kerk of in die gebou. Mis my mense, mis my familie, mis die vriende. Is maar 'n moeilike tyd, maar Doom net vir my gevra om asseblief 'n liedjie te doen. Soos die eerste keer dat ek myself moet opneem. Ek moet sê, is skrikwekkend om myself te sien. So ek gaan maar probeer. Ek wil graag 'n lied vir julle doen, is 'n Engelse lied met die naam van If Jesus Comes Tomorrow. Wat gebeur as Jesus môre kom? Is ons reg om te gaan? Ons sondige lewe, ons aardse besittings, is daar iets wat ons gaan terughou? Is ons reg om ons aardse besittings neer te sit? Is ons reg om dadelik Jesus te volg? Is ons pad reg met Jesus om net dadelik te kan inval? Dit laat 'n mens wonder. In hierdie tyd moes ons een van my ooms begrawe. Hy is alleen oorlede in die hospitaal met niemand by hom nie, want hulle mag nie daar gewees het nie. 'n Baie goeie vriendin van vriend van my moeder, lê in 'n baie kritieke toestand in die hospitaal. Hulle kan nie eens vir hom gaan kuier nie, en dit lyk nie goed nie. So die vraag is ons reg as Jesus môre kom? Ek wil graag vir julle die lied doen, ek hoop julle geniet hom. Jammer vir my vinnige rondbewegie, want ek moet self klankbaan speel. If Jesus Comes Tomorrow. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions, or lie to hide the truth?
julle geniet dit en sterkte, tot weerziens. Ons lees vanmôre saam in die 8ste Psalm. Dis 'n Psalm wat Dawid geskryf het, die 2de vers. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die majesteit gelê het op die hemele. En dan die 4de vers, as ek die hemele aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het. Wat is die mens dat U aan hom dink? En die mense kan dat U hom besoek. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid bekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Net tot sover, broer en suster, in die woord van die Here. U vind ons teks van oordenking in die Psalm 8, die 5de vers, en net hierdie woorde: wat is die mens dat God aan ons dink? Is dit nie so 'n belangrike vraag nie? Nou, wanneer ons so 'n bietjie in die sistematiese teologie gaan kyk, dan kry ons die studie oor God, ons noem dit 'n teologie. En dan kry jy die studie oor die Heilige Gees wat ons pneumatologie noem. Die studie oor Jesus noem ons Christologie. En natuurlik die Griekse woordjie vir mens in die Nuwe Testament is die Griekse woordjie anthropos, en daarom noem ons die studie van die mens in die sistematiese teologie antropologie. Nou weet ek is 'n groot woord, maar dit gaan eintlik oor wat leer die Bybel vir ons oor die mens. En kom ons praat 'n bietjie daaroor. In die heel eerste plek leer die Bybel vir ons, as ons na die eerste 3 hoofstukke in Genesis gaan kyk, leer hy vir ons, luister mooi, die mens is 'n gevalle beelddraer. Want ons is na die beeld van God geskape, en ten minste 3 dinge kan ons vanmôre hier kom uitken. Die eerste beteken, ons is soos God gemaak om te heers. In die tweede plek beteken dit, ons is soos God gemaak om wat? Om in verhoudings met mekaar te leef. Maar ons is ook soos God gemaak om moreel en heilig te leef. Nou gaan jy almal met my saamstem. Daar definitief iewers iets verkeerd gegaan. En die Bybel noem dit die sondeval. Want jy sien, nou heers ons nie meer soos God nie. En ons het nie meer verhoudings soos God nie. Want God se verhoudings is perfek. In volmaakte harmonie. Ons het soveel verhoudingsprobleme in ons wêreld, broer en suster, in huwelike, in verhoudings tussen ouers en kinders. Ons sien die mens as gevalle beelddraer. Ons sien ook in sy heilige karakter, sien ons die gevallenheid van die mens. Daarom verstaan ons dat die mens is totaal verdorwe. En die Bybel leer dit. Ons lees van die verdorwenheid van die mens, maar hoor ook, maar die verlorenheid van die mens. En weet jy, daarom moet ons vanmôre kom verstaan, as ons na die mens kyk, moet dit ons nie verbaas om te sien wat hy doen nie. En dit is belangrik vanmôre ook om te besef dat die beeld van God is nie deur die sondeval vernietig nie. Die sondeval het wel die beeld van God beskadig. So ons kan ook so ietsie van God by die mens sien, nou en dan, maar meeste van die tyd sien ons dit nie. Die tweede plek, ons sien hierdie mens is in die tweede plek waardevolle mens of kosbare mens. Jy weet, wat vanmôre vir my so belangrik is, dat ons al verstaan, en die 8ste Psalm sê dit vir ons. Hy sê vir ons, U wat hom net bietjie minder gemaak het as 'n engelewese, as 'n goddelike wese. In die 139ste Psalm skryf die psalmis, en Dawid sê daar, fearfully, wonderfully made. Nou wil ek amper sê, dit voel soos 'n kontras. Hoe kan hierdie gevalle beelddraer so fearfully, wonderfully wees? Luister gou mooi, want hy kom van God af. En God het sy waarde vir hierdie mens gegee. En God het sy seun vir hierdie mens gegee. En daarom moet ons vanmôre verstaan, waarom is die mens vanmôre kosbare mens, waardevolle mens? Luister gou mooi. As ek vanmôre 'n R100 noot het en ek verloor hom, en u loop verby en u tel daar R100 noot op, luister nou mooi, is hierdie R100 nou minder as R100? Nee, luister mooi, hy is nog steeds R100, maar hy is net in 'n ander se sak nou. Jy sien die mens, toe hy sondig, toe beland hy in die sak van die duiwel, maar hy is nog steeds kosbaar en waardevol. En weet julle wat, Jesus kom koop hierdie waardevolle, kosbare mens terug, deur sy dood en deur die kruis.
deur sy bloed te gee, kom koop hy hierdie waardevolle mens terug. Maar in die derde plek sien ons vanmôre, hierdie mens is vanmôre thinking man. Ons word homo sapiens genoem, denkende mens. Jy weet, nou sê ek, meeste van die mense kan dink, jy weet ons baie keer sê jy partykeer vir jou kinders, kan jy nie dink nie, of dalk sê die man vir die vrou vanmôre, kan jy nie dink nie, maar ons almal kan dink. Maar dit is so belangrik vanmôre om te staan, Efesiërs 4 vers 17 en 18 sê vanmôre vir ons is foolish thinkers. Weet as ons daai teks gaan lees in die 18de vers van Efesiërs, sê dit vir so mooi. Hy sê vir ons, julle wat verduister is in julle verstand. Met ander woorde, die sonde het ons dwaase denkers gemaak. Nou moet jy verbaas wees dat mense baie keer, as kan ek die woord gebruik, stupid dink. Ons sê, jy het stupid. Maar kyk maar net om jou dan, te sien ons hoe stupid dink ons baie keer. Ons is dwaase denkers. Maar dis hoekom, wanneer ons in Jesus Christus kom, dan lees ons daar in Romeine 12, dat die Here ons gedagtes wil kom vernuwe. Hy wil ons gedagtes kom nuut maak, deur dat ek en u begin om te dink soos God. En dan, want onthou, as Jesus in my lewe kom, is die eerste ding wat hy doen, hy sit 'n lig hier in my kop aan, dat ek nou kan begin om reg te dink en reg te verstaan. Maar in die vierde plek vanmôre, is ons nie net thinking man nie, maar luister mooi, we are choosing man. Ons is mense wat kan kies. Ons is keusemense. En ons maak elke dag van ons lewe keuses. Ons maak die verkeerde keuses. Maar luister mooi, in Josua 24 vers 15 skryf Joshua, kies vandag wie julle wil dien. As die Here God is, dien hom. Hy sê, maar as dit nie reg in julle oë is om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil. Broer en suster, geliefdes, vir julle wat vir ons luister, ek en u kan 'n keuse maak om vir God te dien. In Johannes 3 vers 16 skryf Johannes, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie die Engelse vertaling sê dit so mooi, that whosoever believe, wie ook al glo, u en ek kan 'n geloofskeuse maak om Jesus Christus in hom te glo as ons verlosser en redder. U en ek het die vermoë om te kies, want ons is choosing man. Maar gewoon nou mooi, die 5de plek. Ons is nie net vanmôre choosing man nie, maar ons is vanmôre verantwoordelikheidsmens. Ons is 'n mens wat 'n verantwoordelikheid het. En elke mens is deur God 'n verantwoordelikheid gegee. En daar in Jesegiel 18 kom die Here en hy sê, die siel wat sondig sal sterwe. Broer en suster, God hou mense verantwoordelik vir die dinge wat hulle doen. Weet, ek en julle lewe in 'n wêreld waar mense so maklik verskoon word. Jy weet, as ons kindertjies klein is, onthou julle nou, dan stap hulle mos so daar verby 'n tafel en dan loop hulle die tafel vas, dan sê die ma, stupid tafel. Eintlik moet sy sê, stupid kind, kyk waar jy loop. Ons lewe in 'n wêreld waar mense verskoon word en geregverdig word vir die dinge wat hulle doen. Ek dink nou in hierdie klomp onluste wat daar in Amerika is hierdie week. Daar's niks fout om te betoog nie, maar om te loot en te brand. En dan word dit deur die linkse media in Amerika goed gepraat. Sien, weet jy wat leer hulle? Dis maar oké. Jy kan maar verkeerd optree. Jy is nie verantwoordelik nie, want jy het 'n verskoning. Weet, mense sit vandag in die tronke met allerlei verskonings. Weet jy wat God sê? Jy moet vanmôre verantwoordelikheid neem vir jou lewe. Because we are, luister mooi, we are responsible men. We are responsible man. Ons is verantwoordelik. Jy moet verantwoordelikheid neem vir wat jy doen, want God gaan jou eendag verantwoordelik hou wanneer jy daar vir hom gaan kom rekenskap gee. Die Bybel sê elkeen sal vir homself vir God gaan rekenskap gee. Weet julle wat? Ons verskonings gaan nie tel nie. Dit mag dalk by jou ouers tel vanmôre, want jou ma sag op jou. Dit mag dalk tel vanmôre by jou werkgewer, maar by God gaan verskonings nie tel nie. Maar luister mooi vanmôre, broer en suster, in die laaste plek vanmôre sien ons die mens is doelgerigte mens. Daar's 'n pragtige versie wat ek daar vir u in Prediker 3 vers 11 uit die Amplified Bible wil lees.
Hoor hoe mooi sê hy dit. He has made everything beautiful in its time. He has planted eternity, a sense of divine purpose in the hearts of man. And man, en die mens, without God, cannot find this purpose. Hy sê, en dat ek en u dit nie kan vind sonder God nie. Broers en susters, die Here die ewigheid in ons harte gesit. En iemand het dit so mooi geskryf en ek wil graag vir die ander. Hy sê ons is vanmôre mense wat 'n behoefte het. Dis in ons ingebou dat ons lewe moet sin maak. Dink 'n bietjie, is goed in jou lewe die mekaar loop. En jy verstaan dit nie. Want alles in jou roep na asseblief kan ek dit verstaan. Want God het ons gemaak met hierdie ingebore leemte, gat, ruimte in ons binneste, wat op soek is. En weet julle wat, ons vind ware sin wanneer ons God vind. Want sin begin by hom. In Filippense 3, Filippense die 3 hoofstuk 12de vers skryf Paulus dat Jesus Christus sy lewe gegryp het. Dit sê letterlik, Jesus het sy lewe in besit kom neem. En hoor nou wat sê Paulus, en hy strewe in sy lewe nou vir daardie rede, waarom Jesus sy lewe in besit kom neem het. Luister gou mooi, ek en julle kan nie hier rondrentel op aarde nie, doelloos en op pad nêrens toe nie. Ons is mense van sin. We need to have meaning. Ons moet weet dat my lewe het betekenis. En luister mooi, in Jesus Christus kom vind ons ewige sin. En deur sy lewe wat hy in ons kom sit en hy vir ons purpose in life gee, begin ons 'n rede hê waarom ons hier lewe. Ons moet daardie doel vind. Ons moet sin in die lewe gaan skep. Want u kan nie sonder sin leef nie. En broers en susters, wat vanmôre na my luister, weet julle, navorsing het gedoen en gesê, luister mooi, die grootste nood vir ons tieners en jong mense vandag, weet jy wat is dit? Nie nog 'n pleisterhuis. Hoor nou mooi, die grootste nood van jong mense is a need for purpose. Hulle het 'n behoefte na sin, na betekenis. En jy sien, wanneer hoe verder ons as mens van God af weg beweeg, hoe meer verloor ons daardie sin. Ek wil afsluit vanmôre. Die Psalmis vra die vraag, wat is die mens dat God aan hom dink? Ja, hierdie mens is vanmôre gevalle beelddraer. Hierdie mens is vanmôre kosbaar en waardevol. Hierdie mens is vanmôre thinking man, choosing man. Hy is vanmôre responsible man. Maar in die laaste plek is hy doelgerigte mens. En broer en suster, ek glo met my hele hart, en hierin wil ek afsluit, ons lewe vind daardie doel, wanneer ons God vind. En wanneer ek God gevind het, en hom, Jesus Christus in my lewe deur geloof ontvang het. Here, my gedagtes, my verstand kom verlig. En so het ons in die gereformeerde teologie gepraat, die verligting van jou verstand. Dan begin ek te verstaan, waarom is ek hier? Ek te begin te verstaan, waarom God my lewe kom in besit neem het. En ek kan vanmôre, soos die psalmis sê, wanneer hy uitroep, wat is die mens dat God aan hom dink en hom besoek? Wat is die mens dat die Here, kom ek lees dit net vir u, dat die Here hom besoek? Want dit is God wat hierdie mens kosbaar en spesiaal gemaak het. En dis hy wat waarde in ons gesit het. En daarom kom soek hy ons in Jesus Christus. Iemand het dit eendag so mooi gesê, 'n soekende verlosser en 'n soekende mens sal mekaar nooit mis nie. Sal mekaar nooit mis nie. My gebed is, ons wêreld is die mekaar, broer en suster. Want ons vanmôre verstaan, ons moet die antropologie, ons moet verstaan wat die Bybel oor die mens skryf. Ons moet ook verstaan vanmôre wat God se antwoord is vir hierdie mens. Hierdie antwoord is die verlossing en die redding in Jesus en 'n nuwe lewe in Christus, waar ek God in gehoorsaamheid volg en my dag vir dag kom maak hy my nuut. Ek sluit af.
Wat is die mens dat God aan hom dink? En wat is die mens dat God vir julle en my kom besoek? Amen. Kom ons bid net. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre net U wil eer. Ons besef, Here, hierdie mens, dat God hom kan lief hê. Maar Here, dis omdat U ons gemaak het. Here, ons almal het U as skepper, maar ons is nie almal U kinders nie. Want ek kan alleenlik U kind word deur Jesus Christus as verlosser. En dankie Here, dat U, die soekende redder, 'n soekende mens, nooit sal mekaar misloop nie. Ons eer en ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af vanmôre, dan sing ons daai pragtige lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Weet broer en suster, ons het vanmôre 'n bietjie gepraat oor die saak om mens te wees. Ons het 'n bietjie gekyk na wat die mens is. En weet jy wat, hierdie woorde is vir my so kosbaar. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop. Jy moet glo dat sy gees oral saam met jou sal gaan. So kom ons sing hierdie pragtige lied 518 en slotte. Lekker sit daar saam met U op die banke, die kinders, en kom ons sing hierdie lied 518 en slotte.